U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Ek hoop dit al daar 'n lekker koppie koffie van jou nader getrek, of koeldrank. Ek moet vir julle sê, hier in die Lemoenkloof kan ek vir julle sê, dit word hier baie warm. So moet ek vir jou sê, yskoffie dan eerder, of wat sê ek nie. Dis 'n pragtige tweede dag van hierdie splinternuwe jaar. En ek hoop jy's op 'n lekker plek en saam met lekker mense. Ek is vanoggend hier deur die tuin en bekyk al die ou voeltjies en luister hulle. Hier's 'n spesifieke voeltjie wat hier kom kuier wat ek nou nog nie te sien kon kry nie. Ek het nie idee wat hy is nie of wat sy naam is nie, maar hy maak die mooiste klein piepgeluitjies. Die oulikste enetjie en hy kom kuier net so af en toe. En dan is hy natuurlik Jan Frederikkie, ek sit vir hom hier en kyk. Ek dink hy hou van stories, want sodra ek begin praat, dan sit hy hier op 'n potplant wat hier voor my stoep is, en dan luister hy, dit lyk net asof hy sit en luister hierso. En ag man, dit is mooi, die lemoenboom wat hier by ons is, dra heel jaar lemoene. En natuurlik elke seisoen sê die mense van die huis sê, die geur van die lemoene verander. Weet, bietjie meer soeter en dan bietjie meer suurder en so gaan hy aan, maar dra hy. En terwyl die mos en die Jan Frederikkie hier buite op my stoep wip en die bome so mooi is, wil ek graag met julle 'n stukkie deel wat ek gekry het daar van Maakot af. Môre ma, as jy luister. Sy skryf, of stuur 'n stukkie wat iemand geskryf het oor 'n boom. Op 'n dag hou ek stil bo op 'n berg in die plantasies van Sanin. Ek staan en kyk oor die omgewing en die laaveld en dink ek kan tot by Palaborwa sien. Ek hoor 'n voertuig aankom en dit ry tot by my. 'n Voertuig van Merensky Bosbou. Die vuurtoring het rapporteer dat hulle 'n voertuig sien stilhou het in die plantasie. Die bosbouer het kom kyk wat aangaan. Ons kyk saam na die omgewing. Pragtig. En Hannes vra my toe, wat is 'n boom? 'n Boom? Wat 'n vraag. Ek dink 'n bietjie en besef hy wil vir my iets sê. En ek vra, hy moet maar vertel. En so antwoord hy dan nou. A tree is a seed that took a stand. Waar, nee? Net so. A tree is a seed that took a stand. Daar gaan klomp sade tot niet. Party lê net en het op 'n klip gevang. Ontkiem maar verdroog. Ander versuip. Ander ontkiem maar lê bo op en verdroog. Ander groei maar branddood. Klomp redes waarom dit nie tot volwassenheid ontwikkel nie, maar teen die tyd wat dit 'n boom geword het, is dit die een met die getuienisse wat 'n klomp aanslae oorleef het. As jy groot geword het, 60 verby. Ja, nou dit sê nie. Ek gaan julle nou vertel. As jy groot geword het, 60 verby, dan het ek baie respek vir jou. Dan beteken dit jy is a tree that took a stand. Maar dan vertel dit ook dat jy gespaar was, sodat jy koelte kan gee. Takke het waarop voëls kan sit en nes maak. Vrugte kan dra, vir almal om daarvan te eet. Hout het wat gebruik kan word en 'n karakter wat eie is. Pragtig gevorm en uniek. Jy was gevorm om 'n doel te dien. Ek bid dat jy nie net staan en wag dat jou tyd verbygaan nie. Jy is 'n uitverkose saad wat 'n boom geword het. Jy het vrug, koelte, kennis ensovoorts verander. Ek dank ons Vader dat ek vir jou kan sê dat jy spesiaal gespaar was tot nou. Vader, ek bid vir elke boom wat staan, dat U vir elkeen sy of haar waarde sal wys en dat hulle dit ook sal kan uitleef. Dankie Vader,
dat ons tot hier gevorder het en almal vrug het vir ander om te eet. Loof u groot en heilige naam. Nou hierdie stuk, wat wie ook al geskryf het, die onbekende skrywer het dit opgedra aan alle seniors. Is dit nou nie vir jou inspirerend nie, nee? Hierdie jaar se Mighty Woman in God konferensie wat daar in die Noordwes plaasvind by Stonehenge River Lodge, is die 3de Mighty Woman vrouekamp wat ek aanbied. Ek en Johan, en ons vat hande met 'n paar sprekers en mense wat bedien op verskillende maniere. Elke ene met wat die Here vir hulle gegee het, die talente. En ons tema is groei. En groei is so 'n klein woordjie. Vanoggend deel ek met 'n vriendin en sê, dit het 5 lettertjies in Engels en in Afrikaans. Groei, grow. Growth, sorry, dis minder, ek het verkeerd getel. Maar dis 'n klein kort woordjie, maar dit beteken so baie. Vanoggend vroeg kyk ek na die lewensiklus van 'n skoenlappertjie, van die eiertjie af tot by die larwe, tot by die kokon, en dan bly hy vir 'n rukkie in daai donker kokon, en dan die begin hoe hy stadig uitbreek, want 'n skoenlapper val nie net uit 'n kokon uit nie, dit is 'n storie om deur daai harde kokon te kou en éventueel daar uit te kom, en dan is dit nog nie klaar nie. Wanneer daai potjies deur daai kokon uitsteek, is dit vir my nogals 'n grillerige spul om dop te hou. Ek weet nie wie van julle het nou al gekyk op YouTube byvoorbeeld, of op die internet, hoe lyk dit as 'n skoenlapper nou daar deurbreek? Dit is nou nie baie mooi vir my nie. Dit is soos iets uit 'n horror storie uit. Jy verwag iets gaan op jou spring. En dan kom hierdie potjies uit en snaakse koppietjie, en maar éventueel wanneer die ouetjie nou buite die kokon is en hy maak hy vlerke oop, nee. Man, dis darem maar mooi. Dit was die moeite werd om dan so deur die vingers te loer en te wag, en hopelik spring iets nie op jou nie. Nee, dan sal hierdie pragtige mooi skoenlapper wat sy vlerke so oopmaak, en is die mooiste kleure, en elke een is uniek en anders en fyn en so pragtig mooi aan mekaar geweef. En alles wat daai skoenlapper nodig het hy gekry daar tussen die eiertjie en waar hy nou is. En al wat hy nou moet doen is hy met sy vlerke nou sprei, en hulle klap en vlieg en gaan doen wat skoenlappers doen. En dis 'n proses, en so baie keer is ons so haastig. Ek wens ek is so groot, ek kan eendag 'n groot mens wees, sal ons sê toe ons kinders was. Wens ek kon ook my eie ding doen, my eie kar hê, my eie huis hê. En dan so eentjie in, as jou eie kar en jou eie huis hê, dan sê ag nee, ek wens ek kan eendag net by my ma wees in my pa se huis, toe hulle vir my gesorg het, want jemmel, hierdie kar paaiement of hierdie maintenance, hy sal weer in, of hierdie versekering, jemmel, ek moet aanhoudend skorrelgoed was, en julle hoor die storie, nee. En so gaan ons elkeen, en soos daai skoenlapper deur ons eie lewensiklus. En ek wil glo vanoggend dat die oomblik waar die skoenlapper uit is en sy vlerke sprei, dis die oomblik wanneer ons hierdie wêreld verlaat. En uiteindelik dan nou, daar gaan waar ons uiteindelik amper op pad is, die einde van die siklus, is daar waar ons deurstap na die goue strate toe in Jesus se hand vat, en vir ewig skoenlappers kan wees. En kan vlieg en nooit 'n einde kry nie. En net aangaan en net wees wat ons die gelukkigste maak. En dit is my boodskap in my storie vanoggend vir jou is, groei is 'n proses. Nie altyd maklik nie, maar absoluut die moeite werd. En ons het daai Engelsman sê realization oomblikke, so in ons lewensiklus kom daar, nou verstaan ek. Soos die woord sê, toe jy kind was, het jy gepraat en geredeneer en gedink soos 'n kind, maar nou dat jy net volwasse is, nou verstaan jy, net nou kan jy verstaan. Nou verstaan ek hoekom ma en pa altyd gesê het, nee, of
luister, moenie, maak so. En jy pak slaag het, nou verstaan ek het. Maar toe het ek nie verstaan. En elke persoon gaan deur daai eie proses. En elke ene kom weliswaar by die antwoorde uit. Daai puzzle. Elke ene gaan van die eiertjie stadium af deur die wurmstadium, deur die toespin en jaar die kokon en dan deur die deurvreet en uitbreek stadig tot die vlerkespre. En jy gaan nie daar verbykom nie. Elke ene gaan daar deur. En ek dink is tyd dat 'n mens groei en bereis. Dis nie altyd lekker nie. Maar sommige oomblik as jy mooi daaroor sit en dink, dan besef jy, dit is die moeite werd. Mag hierdie klein boomboodskapie, die skoenapperboodskap vandag vir jou iets beteken wat jy luister. En mag jy weet, hierdie jaar is daar vir jou groei in stoor. Waar jy ook al is op jou lewensiklus, dit moet aangaan. En waar jy ook al is, jy gaan eindig in 'n skoenapper. Jy gaan eindig in hierdie groot boom wat koelte gee en vrugte gee en al daai lekker dinge. Maar tot dan toe, keep on growing, be blessed, and always be that blessing too. Mooi loop. En as dit op jou hart is om te saai op hierdie platform van my, dan wil ek vir jou so lank sê, baie dankie. Jy kan gerus so maak in die Capitec bankrekening van Eresou, Capitec spaarrekening nommer 164-824-5836. En vir die verwys, saad.